Ons ken almal die wysheid van doen aan 'n ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Toe ek in my boetie kinders was dit my ma se standaard antwoord op byna elke argument. Onthou net die goue reël. En nou gebruik ek dit dikwels dieselfde woorde vir my eie kinders om regtig moeilike kwessies op te los of sommer net netelige speelgoedgevegte. Want dis tog hoe die wêreld werk. Ons gee en ons verwag om terug te kry. Ons respekteer en ons verwag om gerespekteer te word. Ons het lief vir die wat ons lief het. Dis die ongeskrewe reël van besigheid, vriendskap en selfs familie. En dit voel natuurlik en dit voel reg. Maar toe ek weer na hierdie woorde gaan kyk, wat Jesus in die Bybel sê, wat hy die goue reël vir die skare leer, toe sien ek iets wat my ongemaklik maak. Hy plos dit binne 'n konteks wat menslike programmering heeltemal uitdaag. Hy sê nie, wees net lief vir jou vriende nie. Nee, hy sê, wees lief vir jou vyande. Gee sonder om terug te verwag. En dan in die middel van hierdie radikale onderrig, kom hy met die goue reël, in Lukas 6 vers 31. Doen aan 'n ander, wat jy aan jouself gedoen wil hê. Dit is fundamenteel onnatuurlik vir ons menslike programmering. Dis nie net 'n blote gee en neem nie. Dis 'n goddelike oproep om die hele siklus van 'n transaksionele lewe te breek. Dit gaan nie daaroor om naïef te wees nie. Dit gaan oor 'n beliggaaming van 'n bonatuurlike vrygewigheid wat God se eie goedheid aan die ondankbares en die slegtes weerspieël. En om hierdie vers waarlik te leef, beteken om op te tree op 'n manier wat dikwels vir ons as mense teen-intuïtief voel. En eerlikwaar 'n bietjie heldhaftig. In 'n wêreld wat gebou is op gee en neem. En as ons vir 'n oomblik dink aan hierdie onnatuurlike aspek, dan ons breine is bedraad vir 'n balans, vir 'n tit vir tat. En dit skep orde, ja, maar dit beperk ons vermoë om werklik buite onsself op te tree. Nou, Jesus se onderrig hier in Lukas 6 is juist die teenoorgestelde. Want sien, Lukas 6 vers 31 is nie 'n losstaande moraliteitsbeginsel nie. Dit is 'n hoogtepunt van Jesus se uitdagende preek oor vyandliefde en onvoorwaardelike gee. Want hy sê letterlik in dieselfde hoofstuk, wees lief vir jou vyande. Doen goed aan diegene wat julle haat. Seën diegene wat julle vervloek. Gee aan elkeen wat vra. En as iemand jou goed vat, moet dit nie eers terugvra nie. Die goue reël is die aktiewe uitdrukking van hierdie radikale, ongemaklike liefde. En ek dink hier lê die spanning. Ons soek natuurlike, menslike balans en wederkerigheid, terwyl God se koninkryk 'n bonatuurlike, radikale, onvoorwaardelike vrygewigheid eis, wat ons diepste aannames uitdaag. En hierdie gaping is waar ware geloof begin strek. Die goue reël is die beginsel van God se ekonomie. En in hierdie ekonomie is die primêre geldeenheid nie wat ek terugkry nie, wat ek proaktief gee, gedryf deur 'n diep empatie. Daai emosie waar ek vir 'n oomblik in iemand se skoene gaan staan. En ek dink as ons almal so begin funksioneer, word skaarsheid en selfsug minder relevant. Oorvloed vloei vanuit selfopoffering wat die wêreld se denkrigting oor hulpbronne totaal uitdaag. En ek dink dit is wat Jesus bedoel het. Om hierdie reël te leef, hierdie goue reël, vra 'n ongemaklike vlak van selfondersoek. Wat verlang ek werklik diep binne? Nie net materiële dinge nie, maar dalk genade, begrip, vergifnis, geduld, vrygewigheid. En ek dink dis die goddelike opdrag, is dan om dit eers te gee sonder 'n verwagting. Dit is nie naïef nie, dit is die kragtigste vorm van liefde, want dit boots God se karakter na, wat goed is vir die onverdiendes. So wat doen ons hiermee nou? Ek dink hierdie week neem 'n oomblik om te dink, hoe verlang ek om behandel te word in my siel se diepste? En dan identifiseer dan een persoon of 'n situasie, dalk 'n moeilike kollega, 'n uitdagende familielid of selfs 'n vreemdeling, waar jy doelbewus hierdie goue reël kan toepas, sonder enige verwagting van terugbetaling. En ek dink dit gaan ons ongemaklik laat voel. Miskien kan ons daardie ongemak herken. En ek dink dit is juis wanneer dit teen ons natuurlike neigings indrys, dat ons die mees goddelike werk doen. Dit is waar ons die bonatuurlike vrygewigheid uitleef,
wat God aan ons bewys het deur Jesus Christus.